Groete in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks hoofstuk in die Nuwe Testament het lees met die doel om ons Christen te versterk en te vernieuwen op 'n dagelijkse basis. Ook met die doel om die Nuwe Testament te voltooi by einde 2025. Vandag gaan ons voort met Handelinge hoofstuk 13 en die opskrif lees: die eerste sendingsreis, Barnabas en Saulus word uitgestuur. In die gemeente in Antiochië was daar profete en leraars. Barnabas, Simeon met die noemnaam Niger, Lucius van Cyrene, Manaen, wat saam met koning Herodes Antipas groot geword het, en Saulus. 'n keer toe hulle bymekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê: sonder Barnabas en Saulus vir my af om te werk, te doen waarvoor ek hulle geroep het. Na nog vas en gebed het hulle die hande opgelê en het die gemeente hulle weggestuur. Deur die Heilige Gees uitgestuur het Barnabas en Saulus na Seleukië toe afgegaan en daarvandaan na die eiland Cyprus toe oorgevaar. In Salamis aangekom het hulle die woord van God in die Joodse sinagoges verkondig. Hulle het Johannes as helper gehad. Daarna het hulle die hele eiland deurgegaan tot by Paphos, waar hulle 'n Joodse towenaar teëgekom het, 'n vals profeet met die naam Bar-Jesus. Hy was saam met die gouverneur Sergius Paulus, wat 'n verstandige man was. Die gouverneur het Barnabas en Saulus genooi om die woord van God van hulle te hoor. Die towenaar Elimas, sy naam word so vertaal, het hulle egter teengestaan omdat hy die gouverneur wou weghou van die Christelike geloof. Maar Saulus, dit is Paulus vol van die Heilige Gees, het hom stip aangekyk en gesê: duiwelskind, jy loop oor van al wat skelmstreek en bedrogspel is, vyand van alles wat reg is. Sal jy nooit ophou om die regheidpaaie van die Here vol kronkels te maak nie. Nou is die straffende hand van die Here op jou. Jy sal blind word en die son 'n tyd lank nie sien. Onmiddellik het hy net mistigheid en donkerte gesien, en hy het rondgetas en gesoek na iemand om sy gids te wees. Toe die gouverneur sien wat gebeur het, het hy gelowig geword en hy was verstom oor die Christelike leer. Paulus en sy reisgenote het van Paphos af weggevaar en by Perge in Pamfilië vasgemeer. Daar het Johannes hulle toe verlaat en teruggegaan na Jerusalem toe. Barnabas en Paulus het egter die reis van Perge af voortgesit en in Antiochië en Sidië aangekom. Op die Sabbatdag het hulle die sinagoge binnegegaan en gaan sit. Na die gebruikelike voorlesing uit die wet en die profete het die raadslede van die sinagoge hulle laat weet: broers, as julle vir ons 'n woord van bemoediging het, kom praat. Paulus het opgestaan en met 'n handbeweging aandag gevra en gesê: Israeliete en julle ander wat vir die ware God ontzag het, luister. Die God van hierdie volk Israel het ons voorgeslag uitgekies en hulle voorspoedig gemaak toe hulle in Egipte as uitlanders gewoon het. Hy het hulle kragtig daarvandaan uitgelei. Hy het hulle in die woestyn ongeveer 40 jaar lank geduldig verdra. Daarna het hy 7 nasies in Kanaan uitgewis en hulle land as erfporsie aan die Israeliete gegee. Dit alles het ongeveer 450 jaar geneem. Daarna het hy rigters voorsien tot die tyd van die profeet Samuel. Toe wou hulle 'n koning hê en God het Saul, die seun van Kis, 'n man uit die stam Benjamin, vir 40 jaar aan hulle gegee. Nadat God hom verwyder het, het hy Dawid vir hulle as koning voorsien. Van hom het God getuig: ek het Dawid, seun van Isaai, gekry. Hy is 'n man na my hart. Hy sal alles doen wat ek wil hê. Uit hierdie man se nageslag het God die beloofde verlosser vir Israel, Jesus, laat voortkom. Voor sy koms het Johannes aan die hele volk Israel verkondig dat hulle tot inkeer moes kom en gedoop moes word. En toe Johannes aan die einde van sy bediening gekom het, het hy gesê: dink julle miskien ek is die Messias? Nee, ek is nie. Die Messias kom na my. Ek self is nie werd om die sandale los te maak nie. Volksgenote, seuns uit die geslag van Abraham en julle ander wat vir God ontzag het, aan ons het God die boodskap van hierdie verlossing gestuur. Die mense in Jerusalem en hulle leiers het die uitsprake van die profete in vervulling laat gaan deur Jesus tot sy dood te veroordeel. Hulle het hom nie herken nie en ook nie besef dat dit hy is
oor wie die profete geskryf het nie. Al word dit elke Sabbatdag voorgelees. Hulle kon geen grond vir die doodsvonnis kry nie, maar nogtans het hulle Pilatus gevra om hom te laat doodmaak. Nadat hulle alles gedoen het wat oor sy lyding in die skrif geskryf staan, het hulle hom van die kruis afgehaal en in 'n grafkamer neergelê. Maar God het hom uit die dood opgewek. Jesus het in die loop van baie dae aan die mense verskyn wat saam met hom van Galilea na Jerusalem gegaan het. Hierdie mense is nou sy getuies by die volk. En nou verkondig ek en Barnabas hierdie goeie nuus aan julle. God het die belofte aan ons voorgeslagte waar laat word. Hy het dit vir ons, hulle nageslag, vervul deur Jesus te laat opstaan. So staan dit dan ook in die 2de Psalm oor Jesus geskryf. Jy is my seun, vandag het ek jou verwek. God het hom uit die dood laat opstaan en daarom sal hy nooit tot niet gaan nie. Dit het God met die volgende woorde gesê: Ek sal vir julle die beloftes vervul wat ek betroubaar aan Dawid toegesê het. Daarom sê God ook elders: U sal nie toelaat dat een wat aan u toegewy is tot niet gaan nie. Dit verwys nie na Dawid nie, want hy het tog gesterf nadat hy die mense van sy eie tyd gedien het, soos God beskik het. Hy is by sy voorgeslagte begrawe en sy liggaam het tot niet gegaan. Nee, die verwysing is na iemand anders. Hom het God opgewek, sy liggaam het nie tot niet gegaan nie. Daarom, broers, moet julle goed weet wat nou aan julle verkondig word. Vergewing van sondes deur Jesus. Julle kon nie deur die wet van Moses God se vryspraak verkry nie, maar deur Jesus word elkeen wat glo deur God vrygespreek. Pas dan op wat aan die profete gesê is nie op julle van toepassing word nie. Sien dit tog raak julle verachters, staan verstom en gaan te gronde, want in julle tyd doen ek iets wat julle beslis nie sal glo nie, selfs nie as iemand dit vir julle vertel nie. Terwyl Paulus en Barnabas die sinagoge verlaat het, het die mense hulle gevra om die volgende Sabbatdag meer van die dinge te vertel. Na die sinagogediens het baie van die Jode en van die nie-Jode wat proseliete geword het, saam met Paulus en Barnabas gegaan. Die twee het met hulle gepraat en hulle aangemoedig om op die genade van God te bly vertrou. Die volgende Sabbatdag het byna die hele stad bymekaar gekom om hulle die woord van die Here te hoor preek. Toe die Jode die skare sien, het hulle jaloers geword. Hulle het Paulus beledig en alles teengestaan wat hy gesê het. Paulus en Barnabas het oregheid vir hulle gesê: Die woord van God moes eers aan julle verkondig word, maar omdat julle dit verwerp en daarmee beslis dat julle die ewige lewe nie werd is nie, wend ons nou tot die nie-Jode. Immers met hierdie woorde het die Here ons 'n opdrag gegee. Ek het jou gegee as 'n lig vir die nie-Joodse nasies, sodat jy verlossing kan bring tot in die uithoeke van die aarde. Toe die nie-Jode dit hoor, was hulle baie bly en hulle het die woord van die Here toegejuig. Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword. Die woord van die Here het deur daardie hele streek versprei. Maar die Jode het vooraanstaande vroue wat vir die ware God ontzag gehad het, asook toonaangewende burgers van die stad opgesweep. Hulle het dit betoging teen Paulus en Barnabas bewerk en hulle het uit die streek weggejaag. Hulle het toe as protes teen die stad die stof van hulle voete afgeskit en Ikonium toe gegaan. Die gelowiges was vol blydskap en vol van die Heilige Gees. Amen. En daar ons geskrewe woord van God, geliefdes, onthou, die Here is lief vir u.